Mense, goeiemôre, shalom groete van my kant, Frik Weideman. Baie dankie dat jy vanmôre ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. So ja, van my kant, Shabbat, shalom. Nou mense, ek het 'n opgewondenheid in my binneste, elke Shabbat. Wanneer ek die woord bedien met jou, en ek en jy lees saam met die woord uit, dan is daar 'n opgewondenheid in my binneste. En die rede daarvoor is, of ek nou die woord oopmaak en dit saam met jou lees, en of ek die woord in my studeerkamer lees, elke keer as ek, Abba, ek lees die woord in Gees van God, openbaar die letter in my, maak die letter lewendig in my tabernakel, want hierdie is u tempel, hierdie is u tabernakel, en ek moet toegerus word met u woord, met u karakter, en ek moet leer, en ek moet weet, wat is u karakter? So of ek nou die woord met jou deel, en of ek die woord in my studeerkamer lees, ek het hierdie opgewondenheid, want elke keer as ek lees, dan sê ek, Abba, ek wil dit lees, maar ek wil hierna, wil ek nie weer dieselfde wees nie. Ek wil groei, ek wil verander, ek moet weet wat u van my verwag. Ek wil weet, wat is vir u belangrik, ek wil u karakter leer ken, want dit is my plig, dit is my verantwoordelikheid, om u karakter te gaan uitleef in 'n donker wêreld, wat tans verdrink in duisternis en in ongeregtigheid. So Abba, maak die woord lewendig, nie net vandag in my lewe nie, maar ook in elke persoon wat ingeskakel is. En dis hoekom Shabbat vir my so belangrik is. Shabbat beteken, kom ons stop. Vergeet van hierdie dinge van hierdie wêreld. Sit die televisies af, sit die laptops af, sit die telefone af. Ja, dankie dat jy inskakel, hou daai televisie aan of hou die laptop aan. Maar dit is belangrik dat ek en jy op so 'n dag, want onthou net, hierdie dag behoort eintlik nie aan ons nie. Dit behoort nie aan ons nie. Vader het die wêreld in sy volheid daarvan het hy in 6 dae gemaak en op die 7de dag het hy gerus. Hy het hierdie dag vir ons gegee. En wat belangrik is, dis sy afspraak wat hy met ons het. Ons het nie die afspraak gemaak nie. Vader Jahwe die Almagtige het hierdie afspraak gemaak. En as ek en jy hom liefhet en ons respekteer hom en ons eer hom en ons vrees hom, sal ons opdag vir die afspraak wat hy gemaak het. Levitikus 23 is baie duidelik, hy sê, hierdie afsprake of hierdie feeste, dis myne, dit behoort nie aan 'n volk of 'n nasie of 'n taal of enige ander kultuur nie, dis myne, en wanneer julle opdag, is dit 'n bewys, dat julle noem my Shabbat 'n verlustiging, en wanneer julle dit dan doen, en julle weerhou julle voet, om besigheid te doen, julle normale gang te gaan, en julle spreek nie uit hulle taal op my dag nie, want dis my dag, dit behoort aan my, dan sal ek julle laat ry op die hoogtes van hierdie aarde. En die mond van Vader Jahwe het dit gespreek. Nou mense, dit maak my opgewonde, want Vader is 'n waarmaker van sy woord. Hy's nie 'n leienaar, hy's nie 'n mens dat hy vandag dit sê en môre sê hy iets anders nie. Dis hoekom sy woord vir ewig vas staan. Dis hoekom Shabbat vir ewig vas staan. Dis hoekom sy gebooie nog vas staan. En as jy ingeskakel is by 'n plek wat vir jou sê dis nie nodig nie, en ek gaan dit vandag met jou deel, dan moet jy hardloop. Maar mense, ek het 'n opgewondenheid vanmôre oor die woord. Die woord bring transformasiekrag. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is, dat hierdie woord jou sal verander. Ek gaan vandag met jou 'n woord deel. Waak teen ontevredenheid en waar dit vandaan kom. En wat is die vloek van ontevredenheid? Mense, en toe ek hierdie ding bestudeer en ek kom agter dat soveel mense skakel my, want hulle is ontevrede oor wat hulle nie het nie, en wat hulle begeer, maar hulle is nie dankbaar vir wat hulle het nie. En toe maak ek 'n studie van dit. En mense, as ek moet regtig alles vertel wat ek opgesoek en nagevors het. Mense, dit is belangrik om tyd te spandeer met die woord. Het is belangrik om Vader se karakter te ken, om in lyn te kom met sy karakter, want hy gee ons die opdrag. Hy sê vir ons, ouens, julle moet die lig wees van hierdie wêreld. Julle moet sout wees, waar julle kom met julle geur bring, deur julle woord, en julle kan nie ligsinnig wil wees oor die dinge van hierdie wêreld nie. Julle moet ernstig wees met God. Maar mense, daar is ook 'n opgewondenheid, want ons weet, Shabbat is die teken, dat hy is ons Elohim. Ons aanbid hom, en dankie dat jy dit saam met my doen, ons aanbid hom op hierdie dag, hierdie afgesonderde dag, om aan hom te verklaar, hy is ons Elohim, en ons aanbid hom nie soos hierdie wêreld, wat hulle afgode aanbid op ander dae,
en op hulle maniere deur mediums of deur wat ook al die geval mag wees nie. Ons aanbid hom op sy afspraak. Dis vir hom belangrik. So mense, ek is vanoggend net dankbaar. Dankbaar vir sy woord. Ek is ook opgewonde want hy maak met ons bemoeienis. En hy gaan kom. Hy gaan weer kom oor die periode van Yom Teruah met die blaas van die trompette wanneer die profetiese uitsprake vervul is en mense, dis naby. Ek wil vir jou sê, ons moet ons gereed hou, dis naby, en hy sal kom oor die seisoen van Yom Teruah, die blaas van die trompette, die maand van Elul. Mense, dit is belangrik dat jy dit sal weet. Gaan kyk asseblief na die afsprake van ons hemelse Vader. Wanneer jy sy feeste ken, en jy verstaan sy feeste, gaan jy sy hartklop, gaan jy sy ritme verstaan. Dit is belangrik wat ek vandag vir jou sê. En dat jy nie sal afwyk nie. Mense, ek wil amper sê soos wat Vader Jahwe, die Almagtige vir Josua gesê het. Hy sê, Josua, moenie links of regs afwyk van die bepalings van my woord nie. Hanteer dit nou gesê, wandel daarin. Josua nou gesê, ek sal met jou wees, soos wat ek met Moses was, en jy sal met goeie gevolg handel. Halleluja, en dis vandag my gebed vir jou wat ingeskakel is, dat jy met goeie gevolg sal handel, dat Vader jou sal seën, dat hy jou sal oplig bokant jou omstandighede, dat hy jou ingang en jou uitgang sal seën, dat hy jou die kop sal maak en nie die stert nie, dat jou jou hande werk, dat dit geseën sal wees, dat jy guns sal geniet by die lewende God, die Heilige van Israel, en dat jy guns sal geniet by mens, dat jy invloed sal hê waar jy kom, dat deure sal oopgaan, wat toe was, en daai deure sal niemand weer kan toemaak in jou lewe nie, en deure wat toe is, dat daai deure sal oopgaan, en deure wat oop is, wat jou beperk en wat jou verhinder, dat daai deure toegemaak sal word, en dat Vader sy engele sal stuur, om daai deure en daai hekke te bewaak en te bewaar met vlammende swaard, en dat jy sal weet, jy is geseënd. Mense, so dankie man, ek wil heeldag met jou praat. Ek praat nou die dag met my kleintjies, ek wil dit net gou vir jou vertel. Nou vertel ek hulle van Openbaring hoofstuk 14. Maar nou kyk, nou ek possess hom, ek sit alles in, ek dink klanke in, en ek wys met die hande, en ek wys met die oë, en die liggaam werk saam. Nou lê hulle hier langs oupa in die bed, maar nou praat ek, hulle oë is net so groot. En ek sê vir hulle, nou toets ek hulle, want ek vertel hulle baie Bybelstories, sommer net wat in my gedagtes opkom van Elia en Elisa en Dawid en van Rut en van Deborah, hulle onthou tot Deborah. Nou vertel ek hulle hierdie stories, wat die woord sê mos, hy sê praat met jou kinders, skerp hulle in, as jy by bed lê, as jy by die huis sit, as jy ry, as jy opstaan, as jy gaan lê, praat met hulle, dat skerp die woord in. Maar nou praat ek met hulle, nou toets ek hulle, nou sê ek in die engel vlieg in die lug, maar hy is baie vinnig. Hy's baie vinniger as Superman, en Superman is verkeerd, julle weet dit, ja oupa, en julle oupa ons weet, Superman is verkeerd, maar hy's baie vinniger, en hy vlieg met 'n harde stem, en hy roep uit oor al die nasies van die aarde, roep hy uit en hy sê, bekeer julle, aanbid hom, wat die hemel en die aarde gemaak het, en die volheid daarvan, hy wat die waterfonteine oor die aarde gemaak het, aanbid hom. En ek sê, nie gaan jy handjie op. Oupa, dis meester Yeshua. Ek sê, wow, my kind, kom gee my drukkie. Hulle ken die woord, hulle ken die woord. Hulle sing daai pragtige liedjie, Jara weggega, Wismereg Adonai. Hulle sing daai liedjie so mooi, so mooi. Ag, weet jy, dis sommer net 'n opgewondenheid. En dankie dat ek dit met jou kan deel vanoggend. Nou mense, ek moet by die woord uitkom. Ek sal heeldag met jou gesels, want dit is lekker om met jou te gesels. Ek geniet jou geselskap, ek geniet dat jy ingeskakel is. Ja, en baie dankie vir julle boodskappe, dankie vir julle gebede, dankie dat julle saam met ons en ook vir ons bid, ons eer Vader, dat ons kan saam staan in die stroom, Openbaring 22 vers 1, in die stroom van lewende waters, halleluja. Kom ek en jy bid saam en ons vra Vader so seën. Hemelse Vader, Abba Vader, God Almagtig, is die Heilige van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Laat dit bekend wees oor hierdie ganse aarde, dat daar is niemand wat met u vergelyk kan word in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde. Die Meester Yeshua, dankie, dankie. Dankie dat u na hierdie wêreld gekom het, u het vlees geword, u het onder ons kom woon. U is die inspraak, u is die deur, u is die dalet.
wat vir ons die deur gemaak het na die Vader, want U is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na Vader, Jahwe die Almagtige, behalwe deur U nie. Dankie dat U vir ons die weg gebaan het, dankie dat ons kan inbeweeg deur die tabernakel in die allerheiligste, dat ons kan staan in die skuilplek van die Almagtige, in die teenwoordigheid van Hom wat was en wat is en wat weer sal kom. Dankie vir die voorreg, vir die gawe van die ewige lewe. Halleluja. Deur U, tot U, in U, het ons daai gawe om ewig te lewe. Al het ons gesterwe, sal ons leef, want ons saad is in U en U is in ons. En dis onverganklike saad. Ons wil in U woon, ons wil in U wandel, ons wil U volg waar U ons lei, en ons verklaar vandag op hierdie Shabbat ons gehoorsaamheid aan U, aan U bepalings, aan U stem. Ons wil U aanhang, ons wil U volg as studentvolgers, om dit te leer wat U vir ons wil gee om te verstaan en te leer. En dat ons, as U tabernakels, as U tempels, ons wil transformeer ooreenkomstig U beeld. U het ons geroep in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. U het ons geroep, U het ons geskep na U beeld, en dat U karakter en U beeld sinoniem sal wees om dit te reflekteer uit ons uit as lig en sout. Maar ek seën vanoggend elke man en vrou wat ingeskakel is by hierdie Shabbatdiens, en dat die heilige naam ook deur hulle verheerlik sal word. Maar ek dank U daarvoor, ek dank U dat ons U naam kan aanroep vir genade, ek dank U vir liefde, en ek dank U vir U teenwoordigheid. En dis my gebed vandag, dis my roepe vandag, in die naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou mense, baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is. Ek glo dat hierdie woord, toe ek het voorberei, ek sug juis, want ek het soveel foute gemaak in my lewe, in terme van besluite wat ek verkeerd geneem het, net omdat ek ontevrede was, want ek het hierdie begeertes, en ander mense het dit so maklik, en hoekom moet ek dit so moeilik kry? Hoekom altyd ek weet nie of jy dit ook, hoekom altyd ek, hoekom gebeur hierdie goed altyd met my, hoekom nie met ander mense nie, hoekom altyd met my, vra ons dit nie vir mekaar nie, kom aan ouens, wees eerlik met jouself, skud die kop, of sê ja frik, jy's reg, of halleluja, want dis belangrik, want ek het al dom besluite geneem, omdat ek verkeerde begeertes gehad het, en omdat ek ongelukkig is, hoor baie mooi, ek is ongelukkig oor dit wat ek nie het nie, wat ek wil hê, maar ek vergeet om dankbaar te wees teenoor wat ek reeds het. Ek bly juist stil, dat ek kan insink by jou. Ons is so ongelukkig en ontevrede oor die dinge wat ons nie het nie, en dit bring 'n begeerte, en daai begeerte oorspoel al ons gedagtes, en ons is nie dankbaar vir dit wat ons reeds het nie. En nou moet ek besluite neem. Nou neem ek besluite op daai begeerlikheid, want ek is ongelukkig, want my lewe is nou miserabel, want my begeertes word nie vervul nie. En dis baie mense se uitgangspunt. So vanoggend wil ek vir jou sê, dis my tema, en my tema is waak teen ontevredenheid, en pas op vir die vloek van ontevredenheid. Want ontevredenheid bring miserabelheid, dit bring misnoë, dit bring blameer, dit bring, ek is nie gelukkig nie, en dit kom steel, en dit kom roof my vreugde. En vandag, terwyl ek met jou praat, wil ek vandag vir jou sê dat almal van ons het keuses om te maak. En as jy die keuse gaan maak uit 'n verkeerde perspektief, gaan jy lank daaraan huil. Omstandighede en situasies uiteraard beïnvloed ons keuses. Want nie elkeen van ons is in dieselfde omstandigheid, in dieselfde lewenssituasie of in dieselfde seisoen nie. Ons seisoene verander en verskil van mekaar. Jou omstandighede is ander as myne, jou begeertes is ander as myne, jou behoeftes is ander as myne, maar ek en jy moet die keuse maak. En wanneer jy 'n keuse gaan maak uit 'n begeerlikheidsperspektief en uit 'n ontevredenheidsperspektief, gaan jy 'n verkeerde besluit maak. En ek wil vandag vir jou sê, en gaan skryf hierdie woorde neer, dat daar is altyd, hoofletters, altyd gevolge van jou keuses. Altyd. Mense, jou keuse wys wat vir jou belangrik is. Jou keuse, jy moet sommer hierdie dalk 'n bumper sticker maak. Jou keuse wys wat vir jou
belangrik is op daai stadium. En daar's gevolge in terme van daai keuse. So my gebed vandag is dat nadat jy hierdie boodskap geluister het, mense, hierdie boodskap het my geruk. En ek hoop vandag dat hierdie boodskap bring by jou net soveel transformasie as wat dit by my gebring het. So ek wil vandag vir jou vra dat jy die lewe sal kies in terme van die keuse wat jy moet uitoefen. Hoor wat sê die woord, en blaai saam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 30 vers 19. Man, dit is lekker om die woord te lees. So baie gesin toe, Deuteronomium 30 vers 19, as jy hom gekry het, is in die Ou Testament, hy is deel van die 5 boeke van die woord, met ander woorde die Torah, Deuteronomium, as jy hom gekry het, dan sê jy, halleluja, ok, het jy hom? Goed, kom ons lees. Hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Stop gedaal vir 'n oomblik. So eendag wanneer ons van aangesig tot aangesig gaan staan voor die regterstoel, dan gaan die aarde teen ons getuig en die hemel gaan teen ons getuig. So dit beteken, hulle neem alles op wat jy doen op hierdie aarde. Vader gaan eendag vir ons vra, hoorie, ek het hierdie aarde vir julle gegee, Genesis hoofstuk 1 vers 6, 27, 28. Ek het hierdie wêreld vir julle gegee. Wat het julle met hierdie wêreld gemaak? Wat het julle met dit gedoen? Het julle geplant? Het julle dit opgepas? Het julle papiere rondgestrooi? Kyk hoe lyk my see, kyk hoe lyk my riviere, kyk hoe lyk my waterstrome, kyk hoe lyk dit wat ek aan julle toevertrou het en ek het julle die gesag gegee om dit te hanteer. Nou roep ek die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, wat ek julle vandag voorhou. Kies dan die lewe sodat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So mense, ek wil dit net gehanteer met jou. Ek roep die hemel en die aarde as getuie teen julle, nie vir julle nie, teen julle. Die lewe en die dood. Ek gaan vandag met jou praat oor die lewe en die dood. Ek gaan vandag met jou praat oor die seëning en die vloek. En ek roep vandag die aarde en die hemel as my getuie dat ek het hierdie woord vandag by jou kom aflewer en jy gaan pa staan wanneer die hemel en die aarde teen jou getuig in terme van hierdie boodskap. So my pleidooi vandag by jou is, kies die lewe. Vers 20. Hoor wat is die lewe? Skryf gou neer in jou Bybel of ergens op 'n stukkie papier, wat is die lewe? Skryf dit gou neer. Wat is die lewe? Wat moet ek doen om die lewe te kan hê en die lewe in sy volheid te kan leef? Want meester Yeshua het gekom. Hy sê ek het gekom sodat jy kan lewe en die oorvloed daarvan kan hê en dit geniet. So wat is lewe? Kies die lewe. So wat is die lewe wat ek moet kies? Vers 20. Deur Vader Jahwe jou Elohim, hoor mooi, lief te hê, nommer 1, nommer 2, na sy stem te luister, nommer 3, hom aan te hang, hier is die resultaat, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. So wat moet ek doen op hierdie aarde? Wat moet ek doen om die lewe te hê? Nommer 1, jy moet hom lief hê. Jy moet Vader Jahwe, die Almagtige, lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. En daarmee gelyk staan jou naaste soos jouself. Dis nommer 1, om hom lief te hê. Na sy stem te luister, as hy met jou praat. Hoe hoor ek sy stem? Deur sy woord. As ek sy woord lees, as ek sy woord oopmaak en ek lees sy woord, kom die Ruach, die Heilige Gees, en hy maak hierdie woord lewendig in my tabernakel, nou hoor ek sy stem. En nou moet ek gehoorsaam wees aan sy stem. En hom aan te hang. Dit beteken om dit te doen wat vir hom belangrik is. Dit lief te hê wat hy lief het en dit te haat wat hy haat. En as al gruwels voor sy aangesig gebring word, moet ek en jy opstaan te sê, nee, hier is 'n gruwel voor die aangesig van Vader Jahwe, die Almagtige. So 3 dinge. Nommer 1, om hom lief te hê. Nommer 2, om na sy stem te luister. En nommer 3, om hom aan te hang. Dit is jou lewe. Deuteronomium 30 vers 20. Mense, memoriseer hierdie gedeelte. Hierdie is belangrik. En nou kom ek by ontevredenheid, wat dit nie doen nie. En nou gaan ek met jou praat oor wat is die vloek van ontevredenheid in mense se lewens. Maar ek gaan die woord gebruik om my argument of my boodskap
te kom toets vandag in terme van begeerlikheid en ontevredenheid wat my vreugde kom steel. En die oomblik wanneer my vreugde kom steel en ek laat dit toe, dan is dit die resultaat van my keuse. So mense, Adam en Eva, dink gou daaraan. Hulle het alles gehad in die tuin van Eden. In elke behoefte, in elke begeerlikheid was daar voldoen gewees. Hulle het niks meer nodig gehad nie. Maar hier kom die instruksie. En dit is belangrik dat jy sal oplet in terme van die woord instruksie, want dit beteken Torah. En Vader sê uitdruklik in vers 20, hy sê, om hom lief te hê, dat jy kan lewe, om na sy stem te luister, dat jy kan lewe, en om hom aan te hang, sodat jy kan lewe en jou dae verleng kan word op hierdie aarde. En nou kom die instruksie vir Adam en vir Eva. Onthou nou, hulle het geen tekorte nie. Alles is daar vir hulle. Hulle het nie 'n verdere begeerlikheid en of 'n behoefte nie. Hier kom die instruksie. Adam en Eva, hier is die tuin van Eden. Julle kan van alles in hierdie tuin eet. Julle kan na hartelus eet, net wat jou hart begeer. Maar, die boom wat in die middel van hierdie tuin staan, daarvan mag julle nie eet nie. Dis die boom wat bekend staan as die boom van kennis, van goed en van kwaad. Adam en Eva, luister vir my baie mooi. Luister na my instruksie. As julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Hulle sê dit hier is reg. En hier kom die duiwel. En die duiwel kom met verleiding en misleiding. Mense hou vas. Ek gaan vandag met jou praat oor die vloek van ontevredenheid wat ingekom het deur die duiwel in 2025, eintlik al vir die afgelope 1700 jaar in ons lewens. En nou kom die duiwel en hy sê, nee wat? Hy kom by Eva, hy sê, Eva, het Vader nie dit gesê nie? Sy sê ja. Hy sê, luister man, luister. Julle sal sekerlik nie sterwe nie. Wat hy eintlik bedoel het, hy sê, julle oë op hierdie stadium toe. Moenie daarvan eet nie, want as jy daarvan eet, dan sal jou oë oopgaan. Dan sal jy wees net soos wat hy is. So eintlik wil hy nie hê dat julle oë moet oopgaan, dat julle kan sien wie hy is nie. En hy kom verdraai die hele instruksie. En wat doen Eva? Jy ken die storie. So nou kom die duiwel en hy skep twee aspekte, skryf gou neer. Hy skep twee aspekte by Eva, by die mens vandag. Nommer 1, die begeerlikheid van die oog, want toe sy die boom sien, en haar oog gaan oop nadat sy verlei is, en sy sien hierdie boom, toe kry sy 'n begeerlikheid, want julle oë sal oopgaan, en dit bring 'n ontevredenheid by haar, want ek wil iets hê, wat ek nie het nie, want ontevredenheid bring altyd 'n miserabelheid na vore. Ontevredenheid kom steel twee goed. Nommer 1, dit steel jou vreugde en dit steel jou vrede. En sy sê, nee wat, ek begeer hierdie boom. Sy het alles. En dis vandag ook ons lewens. Ons het alles wat Vader vir ons gee. En wat hy vir ons kom gee, is 'n seën van hom. Mense, hy is die God wat rykdom verwerwe. Hy is die God wat vir jou geleenthede gee. Hy is die lewende God wat vir jou deure oopmaak of deure toemaak. En daai deure moet toe bly, moet hom nie oopskop nie, want as jy hom oopskop, het jy moeilikheid, jy gaan verkeerde keuses maak in jou lewe. En ons vergeet om dankbaar te wees vir alles wat hy vir ons doen en alles wat hy vir ons gee, deur sy liefde en deur sy genade, maar ons het hierdie begeerlikheid van die dinge van hierdie wêreld, dit bring 'n ontevredenheid en nou loop ons rond miserabel. Ons vreugde en ons vrede is gesteel. Presies wat met daar gebeur het. En in die boek van Genesis hoofstuk 3 vers 1 is dit baie duidelik, waar hy sê julle kan van alles eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet nie. En wat die verleier doen, hy bring ontevredenheid. En die oomblik wanneer die vyand ontevredenheid bring, ja maar hoekom gaan dit altyd so goed met hulle? Hulle lees nie eens hulle Bybel nie. Hulle gaan nie eens kerk toe nie. Hulle leef soos hooligans. Maar kyk wat doen hulle. Kyk wat se karre ry hulle. Kyk in wat se huise bly hulle. Hoekom moet ek? Ek is dan so eerbaar. Ek is dan so 'n goeie mens. By die mense by die robotte gee ek 'n R10 of 'n R20. Ek is 'n goeie mens. Ek help die wees en die weduwees. Ek bring my 10de na die skathuis van Vader en ek is 'n biddende persoon en ek lees my woord en ek gaan kerk toe. Hoekom moet ek so swaar kry? Hoekom kan hulle so floreer in die lewe? Ek bedoel, wat is die rede? Dit bring ontevredenheid. Dit bring verkeerde begeertes. Dit bring ontevredenheid by ons, want ons is nie dankbaar vir wat ons het nie, maar ons begeer die dinge wat ons nie het nie, en dit veroorsaak ons is vreugdeloos,
en ons het nie meer vrede nie. En die verleier kom skep ontevredenheid van die boom van kennis van goed en kwaad. En hy sê vir hulle, julle kan maar van hierdie boom eet. Julle sal nie doodgaan nie. Vader het vir julle gelieg. Met ander woorde, wat hy eintlik kom sê, en dit kom nou vandag na my en jou toe. Onthou, vir 1700 jaar is ek en jy in misleiding en verleiding. En veral die laaste dae, mense, is dit baie, baie erg. Hoor wat doen verleiding en misleiding. Hoor wat doen dit. Met ander woorde, wanneer jy van hierdie boom eet, van kennis, van goed en kwaad, jy kom eintlik teen Vader se instruksie. Jy sê eintlik by implikasie. Hoor nou baie mooi, hoor nou baie mooi. As geen reëls in my lewe nie. Geen riglyne is op my lewe van toepassing nie. Ek kan maak en doen net wat ek wil. Daar's geen selfbeheersing nodig in my lewe nie. Dis die boom van kennis van goed en kwaad. Daar's geen dissipline nie. Ek hoef van niemand te rapporteer nie. Daar's geen dissipline in my lewe of 'n instruksie wat vir my kan dikteer wat ek mag en nie kan mag nie. Ek bedoel, ek werk vir my geld. Ek staan op vir my geld. Ek praat eendag met iemand wat vir my sê, ek het nie nodig om te bid vir die kos op die tafel nie, want ek het daarvoor gewerk. Ek het met my eie geld gekoop. Dis sê ek, goed, wie gee vir jou die geleenthede? Wie beskerm jou liggaam? Wie hou jou gesond? Wie gee vir jou die talente? Wie gee vir jou die vaardigheid en die bekwaamheid om hierdie werk te kan doen? Is dit jy? Nee, dis nie jy nie. Dis Skepper God van hemel en aarde. Pas op dat jy nie te groot raak vir jouself nie. En die boom van kennis van goed en kwaad is, jy kan doen, jy kan eet, jy kan maak net wat jy wil. Jy doen dit wat goed is in jou eie oë en wat reg is in jou eie oë. Jy kan alles doen en alles begeer en jy hoef aan niemand verslag te doen nie. Dis wat die duiwel eintlik vir Eva kom sê het. En dis die boom van kennis van goed en kwaad. Jy het nie nodig om na Vader se stem te luister nie, want hy het vir jou gelieg. Hy het jou beperk, hy het jou weerhou, hy het jou verhinder dat jy nie kan word soos hy nie. En hy kom skep 'n begeerlikheid by haar en Adam val in dieselfde struik en hulle albei word uit die tuin uit weggejaag. Jy kan leef sonder reëls en sonder instruksies van Vader Jahwe, die Almagtige, en jy hoef aan niemand verantwoording te doen nie. Jy is mos jou eie God. Dis mos wat mense sê. Hoor weer, Deuteronomium 30 vers 20. Wat is die lewe wat jy moet kies? Deur Vader Jahwe jou Elohim lief te hê, na sy stem te luister, met ander woorde instruksies, hom aan te hang, want dit is jou lewe, en dit sal jou help om in lengte van dae op hierdie aarde te kom woon. Wat doen die duiwel? Wat doen die verleier in hierdie laaste dae? Die gees van Leviathan wat die woord verdraai, die Jezebel gees wat maak en doen net wat sy of hy wil. Ek hoef van niemand verslag te doen nie. Eintlik is jy mooi daaraan dink. En ek sê hierdie met baie respek. Eintlik is jy mooi daaraan dink. As jy 'n persoon is wat wil wandel soos wat Eva gewandel het en die boom van kennis van goed en kwaad eet, want dis vir jou 'n begeerlikheid, want jy is nie lus vir hierdie godsdiensreëls nie. Mense, dis nie reëls nie. Dis ook nie moeilik. Die man, ek het nie lus vir Shabbat nie, want Shabbat is buitendien Joods en is Ou Testamenties en is onder die wet. Jy het geen idee waarvan jy praat nie. Dis juis 'n seëninge uit die hand van die lewende God. Kan jy sien hoe is die boom van kennis van goed en kwaad al verdraai in terme van ontevredenheid, in terme van verkeerde begeerlikhede wat mense se keuses beïnvloed, en nou dra mense die resultate van daai keuses. Ek wil dit jy met jou hanteer. Geen reëls, geen selfbeheersing. Jy kan doen en eet en maak net wat jy wil. Jy kan doen dit wat goed is en wat regverdig is in jou eie oë. Jy kan leef sonder Vader se reëls, sonder die woord se reëls, want genade is nou deel van my lewe. Want hy's lief vir my en sy genade is my meer as genoeg en jy's reg. Maar daar sommige van julle in die geleedere ingekom wat die woordjie genade gebruik as 'n dekmantel om losbandig te lewe. Om losbandig te lewe. Jy het aan niemand verantwoordelikheid nodig nie, want jy is jou eie God. Nou sê ek dit met baie respek. Sulkes is dan net soos die duiwel self. Sjoe. Wat meester Yeshua sê, sy woorde, nie ek nie, ek is net die boodskapper. Hy sê, julle vader is die duiwel, want julle doen presies wat hy doen. My instruksies verwerp julle. My stem verwerp julle. Julle luister nie na my stem nie. Julle het my nie lief nie.
want julle doen dit wat 'n gruwel is in my oë, en dan kom julle met lippetaal en julle sê, hy is lief vir my en ek is lief vir hom. Man, jy is besig om te lieg. Want sulkes, wat van die boom van kennis van goed en kwaad eet, in terme van die begeerlikheid van hierdie wêreld, nou is hulle ontevrede oor wat hulle nie het nie, want hulle wil nie dit doen nie, want hulle weier om na die stem van Elohim te luister. Sulkes stel hulle eintlik hoër as Elohim, want hulle wil nie na hom luister nie. En dis presies wat die duiwel gedoen het in Jesaja 14 vers 14. Kom ek lees dit vir jou. Jesaja 14 vers 14, en ek wil klim bo die hoogtes van die wolke en my gelyk stel met die Allerhoogste. Niemand sal aan my voorskryf nie. Ek sal hom aanbid op my manier, hoe ek dit wil doen. Nie op sy manier nie, op my manier. Ek stel my hoër bokant die hoogtes van die wolke, en ek wil my gelyk stel met die Allerhoogste. Niemand sal aan my voorskryf nie. Ek sal maak en doen dit wat reg is in my oë. Ek neem nie kennis wat Vader Jahwe die Almagtige van my verwag nie, in terme van sy gebooie, sy instruksies en sy verordening nie. En dan kom die duiwel en sê nog, sulkes, julle sal nie sterwe nie. Julle sal nie sterwe nie. Doen alles, net wat jy wil, wat jy begeer, moenie bekommerd wees nie, julle sal nie sterwe nie. Dis wat die duiwel vir Eva gesê het, en dis wat die duiwel vandag in 2025 nog steeds sê. Blaai saam met my asseblief na Deuteronomium hoofstuk 26. Ek gaan 2 verse lees, vers 10 en vers 11. As jy hom gekry het, dan sê jy, halleluja. Alright, hier gaan ons. Hier het ek dan nou die eersteling gebring, met ander woorde, ek het geplant, nou bring ek my eersteling, en of my lammetjie, en of die opbrengs van my land, of van my salaris, of my besigheid, hier bring ek my eerste, van die vrugte van die land, wat u, Vader Jahwe die Almagtige, aan my gegee het. Dankie vir my salaris, dankie vir dit wat ek kan verdien, ek kan kos op die tafel sit, dankie dat u my liggaam beskerm, dankie dat u vir my geleenthede op die tafel gee, open my oor dat ek nuwe geleenthede kan raak sien, as ek in besigheid is, geef my kreatiewe gedagtelyne, sodat u naam verheerlik sal word in my besigheid, en hier is ek dan nou, en ek bring die eersteling vers 10, van die vrugte van die land, wat u, Vader Jahwe die Almagtige, aan my gegee het. Hier kom die instruksie, hoor die instruksie, dan moet jy dit neersit voor die aangesig van Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim, en jou neerbuig voor sy aangesig die Almagtige, jou Elohim. Met ander woorde, jy moet dit kom neersit voor sy aangesig. Jy bring dit voor hom. Ek wil vanoggend net kom dankie sê vir mense wat hulle saad bring, wat hulle eerste vrug bring na Menorah Tabernakel toe. Ek wil kom dankie sê vir mense wat eintlik hierdie skrif hier kom uitleef. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Mense, as ek moet begin getuig oor dit wat ek bring voor Vader, wat hy my mee seën, en ek gee dit weer uit in plekke wat ons weet, dis op goeie vrugbare grond. Mense, die oorwinnings, die getuienisse daaroor gaan ek vir jou besig hou vir die volgende 3-4 ure. En hier sê, dan moet jy dit neersit voor die aangesig van Vader Jahwe, die Almagtige, jou Elohim, en jou neerbuig voor die aangesig van die Almagtige, jou Elohim. Dit beteken, Abba, ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir my opbrengs. Ek is dankbaar vir my salaris. Ek is dankbaar dat u my seën. Ek is dankbaar ek het 'n dak oor my kop. Ek het 'n bed om in te slaap. Of ek is dankbaar as ek my kraan oopdraai in my shower, is daar warm water. Ek wil u eer, ek wil u loof. Ek is content, ek is tevrede, want u bring dit in my lewe in. En nou bring ek my saad om dankie te kom sê. En ek wil u nie roof nie, en ek wil kom dankie sê, en ek bring dit voor u, en ek kom plaas dit voor u aangesig, om te sê, dit behoort aan u. Dit behoort aan u. En nou kom vers 11. Nou kom vers 11, en hy sê die volgende. Hy sê, en nou moet jy vrolik wees, oor al die goeie dinge wat Vader Jahwe, die Almagtige, jou Elohim, aan jou en jou huis gegee het. Jy en die Leviet en die vreemdeling wat by jou is. Met ander woorde, wanneer ek my salaris kry, wanneer ek die opbrengs van my land geniet, wanneer ek die opbrengs van my groente geniet, en dit wat ek geplant het, en in my besigheid, daai saad wat terugkom, daai opbrengs, bring ek voor sy aangesig, met wat? Met vrolikheid, met vreugde, om te sê, dankie vir dit wat u aan my kom gee het.
Ek gaan dit deel met die leviet, ek gaan dit deel met die wees en die weduwees, ek gaan dit deel met die vreemdeling wat by my is, albei ek gaan dit deel, want ek is 'n geseënde, ek is geseën om 'n seëning te kan wees. Dankie daarvoor. Dit beteken, wat jy moet doen is eintlik om tevrede te wees, om genoegsaam te wees, om te sê, Abba, dankie. Dankie dat U aan my behoeftes voorsien. Ek wil vandag dit vir jou sê, dat Vader staan by ons begeertes verby, en hy ontmoet ons behoeftes. Dit is belangrik wat ek vandag vir jou sê. Pas op vir hierdie begeerlikhede van hierdie wêreld, wat 'n ontevredenheid by jou gaan bring. Al verdien jy minder as die res, Abba, dankie. Dankie, ek bring aan U die eer, die lof en die aanbidding vir dit wat U vir my gee. En die woord sê nou, as jy nie tevrede is oor die goeie dinge wat Vader voorsien nie, as jy nie tevrede is nie, pas op. Pas op. Kom ek lees op weer vir jou. Dat jy net kan kennis neem. Mense, hierdie is baie belangrik dat jy sal kennis neem. En jy moet vrolik wees oor al die goeie dinge, dis 'n instruksie, wat Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim, jou en jou huis gegee het. Jy en die leviet en die vreemdeling wat by jou is. So wat moet jy doen? Jy moet tevrede wees, jy moet vrolik wees, jy moet dankbaar wees. As jy dit nie is, oor die dinge wat Vader vir jou gegee het nie, en jy wil altyd meer, en daar's gedurig vergelyking, ja, maar hoekom het hulle dit en hoekom het ek dit nie? Hoekom kry hulle 'n verhoging en ek kry nie 'n verhoging nie? Hoekom heeltyd vergelykend wees? Dan kom 'n leefwyse. Dan kom 'n leefwyse by my en by jou in opstand teen Vader. Dan kom ons in rebellie, dan kom ons in ontevredenheid, dan kom ons met begeerlikheid. Dan is ons ontevrede met dit wat ons het, en dit is 'n probleem, en ek gaan dit nou met jou hanteer. Nou kan jy saam met my lees. En mense, dis die vloek van ontevredenheid. Hoor my hart en duidelik vanmôre, en ek wil hart en duidelik uitroep, pas op vir dit. Blaai saam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 28, vers 47. Pas op vir dit, hoor nou. Omdat jy Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim, nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie. Met ander woorde, ek is ontevrede met my huis, ek is ontevrede met dit, ek is ontevrede met dat, en ek is kwaad, en ek kom in rebellie, en ek blameer, en ek bid nie meer nie, want ek is geïrriteerd, my vreugde is gesteel, my vrede is weg, ek het hierdie ontevredenheid in my binneste, want hoekom hulle en nie ek nie, en hoekom het altyd ek, en hoekom moet ek altyd tevrede wees met die minste, omdat jy Vader Jahwe die Almagtige, jou Elohim, nie met vreugde en met vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie. Hier is die resultaat. Vers 48. Sal jy jou vyand wat Vader Jahwe die Almagtige teen jou sal stuur, jy sal hom dien in honger en in dors, en in naaktheid, en in gebrek aan alles, en hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit, totdat hy jou verdelg het. Dis die vloek van ontevredenheid. Wat het met Adam en Eva gebeur? Hulle is uit die tuin uitgejaag. Kon hulle weer terugkom? Nooit nie. Met die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Hulle het nooit weer teruggegaan nie. So nou kom my vraag vanoggend by jou. Wat is jou houding? Wat is jou gesindheid as jou begeertes nie vervul word nie? Veral in terme van Vader se instruksies. Die opdrag is baie duidelik. Julle moet dit met vreugde en met vrolikheid doen. Julle bring dit voor sy aangesig. Julle is dankbaar met vrolik oor die goeie dinge wat Vader vir jou kom gee het. Jy moet dit voor sy aangesig neersit. Jy moet hom dank daarvoor. En wanneer jy dit nie doen nie, wanneer die duiwel kom met misleiding en verleiding en hy sê oor, maar hoekom het jy nie dit nie en hoekom het hulle dit en jy nog nie? Dan vergeet jy om dankbaar te wees vir die dinge wat jy reeds het en jy's kwaad en ontevrede oor die dinge wat jy nie het nie. En dan mis jy vandag se totale lewe in oorvloed, want jy's bekommerd oor die dag van môre en jy mis vandag. En nou kom die woord en hy sê, ek sê jou vyand teen jou stuur. Maar sal honger en 'n dors en naaktheid en 'n gebrek aan alles wees. Wat ervaar ons vandag in Suid-Afrika en ook in Namibië en uiteraard oor hierdie wêreld? Hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het.
Dit laat my sommer dink aan BEE, wat vir my absoluut demonies is. Dis absoluut demonies. Maar ons het dit veroorsaak. Ons het die woord van God, neergesit, in terme van verdraaiing. Ons het vrymesselary, en ons het al hierdie klomp goeders het ons opgeneem, en ons het steenkool nagejaag, en ons het goud nagejaag, en ons het die woord verwaarloos. Dit laat my dink in die boek van Haggai. Haggai hoofstuk 1, hy sê, julle het uitgesien na baie, maar julle het min ingekry. Julle het uitgesien na 50 maatemmers, julle kon net 20 gaan skep. Julle het dit in julle huise ingebring, maar ek, Vader Jahwe die Almagtige, het dit weggeblaas. Hoekom? Want elkeen hardloop vir sy eie huis, terwyl my huis in pyn lê. Wat beteken dit? Dit beteken, ons spandeer soveel tyd en aandag aan ons voorkoms, aan ons karre, in ons huise, en ons tuine, en ons sport, en daar's 1000 dinge, ons voorkoms, ons gym, en is tattoos, en is 1000 dinge. Maar my tempel wat hier binnekant moet wees, verwaarloos ek. Ek lees nie meer my woord nie, ek spandeer nie my tyd met Vader nie, ek ignoreer Shabbat teen sy instruksie, ek verwaarloos sy gebooie, ek luister nie meer na sy stem nie, ek het hom nie lief nie, ek hang hom nie aan nie, maar ek wil die lewe hê, en ek wil die volheid daarvan hê. Dis hoekom ons land so lyk. Ons wil heeltyd begeerlikhede. Ek dink vir sport het ons hierdie land verkoop. Ek wil nie nou politiek praat nie. So nou vra ek vandag, wat is jou houding en jou gesindheid as jou begeertes nie vervul word nie? Raak jy bitter? Raak jy kwaad? Raak jy blamerend? Vergeet jy wat jy het? Altyd ongelukkig, want jou begeertes word nie vervul nie. Mense, pas op vandag, asseblief, neem kennis van hierdie woord. Pas op vir die vloek van ontevredenheid. Alles is aan hom te danke, vir die goeie wat hy ons gee. My gesondheid, my werk, my voedsel, my liefde, my vrou, my kinders, my plek waar ek is. In Kammieskroon het jy nie 'n keuse van eiendom om te koop nie. Jy koop wat in die mark is en jy maak reg om te bly. Dis nie wat ons wou gehad het nie, maar ek is so tevrede en ek is so dankbaar teenoor Abba Vader. Binnekort is ek op die plaas, wanneer ek my goedkeuring gekry het, maar binnekort is ek daar. Hoor gou wat sê Romeine 1, vers 18. Bly gesaam met my, dis Nuwe Testament. Bly gaan na Romeine 1 vers 18, as jy hom gekry dan sê jy, halleluja. Alright, hier kom hy. Romeine 1 vers 18, mense asseblief, gaan lees sommer die hele Romeine 1, die hele gedeelte. Dan kom jy agter oor die verdraaiing en die verleiding van Satan ten opsigte van ons begeertes en dit wat ons wil hê en ons hartstogte. En Vader kom op 'n stadium en hy sê ek is moeg. Ek gaan julle oorgee aan julle eie hartstogte. Ek gaan julle oorgee aan julle eie begeertes. Julle begeertes gaan julle verswelg. Romeine 1 vers 18. Want die toorn van Elohim word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en al die ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dit geld vir predikante ook. Wat in ongeregtigheid wandel, nie in Vader se instruksies nie. Hulle keer goed om afgodery na te jaag oor die 7 wêreldfeeste wat nie in die woord staan nie, wat hulle inbring in hulle gemeentes, hulle verheilig dit en hulle dink Vader moet daarmee tevrede wees. Presies wat Satan gedoen het teenoor Eva. Presies wat die kerke vandag doen. En almal is happy daarmee. Nee, ek is tradisievas, dis my oupa se kerk, dis my pa se kerk, dis nou my kerk, en ek gaan nie uit nie, ek sal luister en doen wat hierdie ou vir my sê. Ek bedoel, hierdie ou wat 5 jaar en 7 jaar en 14 jaar, en hy's dalk 'n professor of hy's dalk 'n dokter, hy het geswat, hy weet waaroor dit gaan, ek glo in hom. Ek glo in hom. En al verkondig hy nonsens, ek glo in hom. So die Bybel is ondergeskik aan hom. Dis so. Dis so. Mense, kyk rondom jou. Asseblief, kyk, maak jou oë oop. Kyk rondom jou, die verval, die morele verval. Weet jy, ek praat met mense, daar's in elke dorpie, hoe klein, hoe groot, hoe stad, hoe klein, is daar dwelms, ongeregtigheid. Die afgod Bagas, maar dis okay,
Ons is almal op pad hemel toe. Ons almal gaan viooltjies speel op die wolkies. Ons almal is op pad. Kan ek gou vandag vir jou sê, die hemel en die aarde getuig teen jou. Kyk die verval. Kyk na die stikkende huwelike in ons land vandag. Net as gevolg van sosiale media. Sosiale media. Mense het nou blykbaar verhoudings met AI. Met AI vrouens. Hulle wil nou met 'n AI vrou trou. Ek kry die oproepe. Hulle het intimiteit met 'n AI vrou. Sy is nie eens daar nie, maar hulle het intimiteit. En is die beste vrou na streepies tandepasta. Mans het nou verhoudings. Ek weet nie van vrouens nie, ek het al gehoor waar die vrouens my skakel of my te sê, hier's 'n egskeiding op pad, want my man het nou 'n nuwe vrou, en daai vrou is AI. Daai vrou verval al sy behoeftes, al is sy, hy weet nie eens wie is sy, of hoe lyk sy nie, maar dis wat die duiwel doen. Mense, ons is besig om te verval, man. Want ons het hierdie begeerlikhede. En dan neem ons hierdie besluite, en ons maak keuses. Jy gaan van elke keuse gaan jy verantwoordelikheid doen. Kyk hoe lyk ons paaie. Voor ek by die paaie kom, kyk hoe lyk ons kinders. Kyk hoe lyk ons kinders. Mense, ons is 'n stikkende generasie, ons is stikkende huwelike, stikkende gesinne, stikkende families, stikkende Suid-Afrika, stikkende Namibië, stikkende wêreld. Ons is op, ons is klaar, ons het die Messias nodig. Vir baie gaan dit te laat wees. Kyk hoe lyk ons paaie, ons dorpe en ons stede, omdat ons land se gees so lyk. Wat het gebeur? Ek gaan julle vyand onder julle instuur. Daar gaan honger wees, daar gaan 'n dors wees, daar gaan 'n naaktheid en 'n gebrek aan alles wees. En hierdie vyand, omdat julle so wandel, omdat julle hierdie begeerlikhede het van die boom van kennis van goed en kwaad en julle verwerp Vader se stem in sy instruksies, gaan hy 'n eysterreuk op julle nek sit totdat hy julle verdelg het. Want daar's 'n gees van ontevredenheid. Ons wil meer en meer en meer, ek wil dit hê en ek wil dat hê. En nou, omdat ek nie te kry nie, is die gees van brand, van plunder, van diefstal, korrupsie, ongehoorsaamheid, gruwels voor die aangesig van God, verleiding, misleiding is in die orde van die dag. Dis hoekom ons is waar ons is. Dis hoekom Suid-Afrika is waar hy is vandag. Mense, ons het hierdie land verkoop om na sport te kyk. Want nou kan ons die afgod aanbid van sport. Lees saam met my Deuteronomium 28, vers 49 tot 52. En dit wat ek nou vir jou gaan lees, is 'n uitspoel wat nou gebeur in ons land. In ons land. Net so in Namibië. Ek weet nie lyk die ander lande nie, as ek sien wat in Europa gebeur, ek sien wat gebeur in al hierdie ander lande, dan kan ek agterkom dat lyk net so. Dis rebellie, dis opstand, dis disfunksioneel, verkeerde besluite, dit is begeerlikhede wat nie aan vervul word nie, dis ontevredenheid, dat as die mense het nie meer vreugde nie, en dit veroorsaak dit. Maar hoor wat is die resultaat, die vloek van ontevredenheid. Hoor gij hierso. Deuteronomium 28 vers 49 tot 52. As jy hom kry, dan sê jy, halleluja, Vader Yahweh, die Almagtige sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie. 'n nasie hart van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien nie, wat 'n grysaard brand met 'n strykyster in 'n bad warm water, kokende warm water indruk, totdat hulle sterf, en vir 'n seun geen genade het nie. En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet, totdat jy verdelg is. Iemand kom kuier by my so 3 weke gelede, terwyl hulle by my kuier word 72 skape gesteel. Hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet, totdat jy verdelg is. Wat vir jou geen koring, geen mos of olie, aandeel van jou beeste of aandeel van jou kleinvee, laat oorbly, totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. Hoekom nie? Want jy het nie die lewe gekies nie. Jy het na die boom van kennis van goed en kwaad toe gegaan, jy is ontevrede oor die begeerlikhede van hierdie wêreld, en nou wandel jy, soos wat die wêreld wandel, en soos wat Satan dit wil hê, nie jy nie, ek praat in die algemeen. En hulle sal jou in benoudheid bring, en in al jou poorte, totdat jou hoë en versterkte mure val, waarop jy in jou hele land vertrou het. Al hierdie mure wat ek gehad het by my huis in Benoni,
2.4 hoë mure, met bobwire oor, met elektriese fence bo oor dit. Ek dink die totale was seker by 3 meter hoog, met al die electric fencing en die bobwire en alles. Ja, hulle sal jou benoudheid bring in jou poorte, en jou hele land, wat Elohim aan jou gegee het, sal verwoes wees. Hoe lyk ons land vir jou? Wat het ons gedoen? Ons het 3 goed nie gedoen nie. Ons het Vader Jahwe die Almagtige nie lief nie. En as ons sê ons het, dan is ons besig om te lieg. Want hy sê, as jy sê jy het my lief, en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar. Nie julle nie, dan is jy 'n leienaar. En die waarheid is nie in jou nie, so ons het hom nie lief nie. Moenie kom met daai godsdienstgees en my sê, ja, maar ek het hom lief nie, maar jy wandel soos wat Satan wil hê jy moet wandel. Jy wil aan niemand verslag doen nie. Nee, die gebooie is Ou Testamenties, dis Joods. Dis hoekom ons land so lyk, dis hoekom jou lewe so lyk. Nommer 2, ons luister nie na sy stem nie. En nommer 3, dis baie belangrik, ons erken hom nie vir wie hy is nie. Hy is die heilige van Israel. Kom ek lees hom weer vir jou. Hierdie is die lewe. Om hom lief te hê, na sy stem te luister en om hom aan te hang. As ons dit nie doen nie, dan kry ons hierdie begeerlikhede van hierdie wêreld. En daai begeerlikhede en daai ontevredenheid bring 'n vloek. Dit bring 'n vloek. En Deuteronomium 28 vers 29 tot 52 beskryf die vloek wat tans gebeur in ons eie land. So nou wil ek vandag by jou kom en vir jou sê, keer terug na Vader Jahwe, die Almagtige. Luister na sy stem. Hê hom lief met alles binne in jou. Hang hom aan, doen dit wat vir hom welbehaaglik is. Wandel in sy weë. Kom terug na sy Shabbatte. Moet dit nie onteer nie. Keer terug na sy feeste. Los hierdie wêreldfeeste, dit is in elk geval paganism. Keer terug na hom, anders is dit die vloek. Jy gaan begeerlikhede openbaar in jou lewe. Jy gaan nie dankbaar wees vir dit wat jy het nie, en jy gaan begeer wat jy nie kan kry nie, en dan is jy ontevrede. En ontevredenheid veroorsaak verkeerde besluite, want jy gaan besluite neem wat begeerlikheid openbaar, en dit is die verkeerde besluite, en jy gaan die resultate optel van jou verkeerde keuses. Jy moet dit vandag weet. So kom ons keer terug na hom. Gehoorsaam aan sy instruksies, met ander woorde, gehoorsaam aan sy Torah. Jy moet sy stem gehoorsaam. Luister na sy stem. Moenie iets begeer wat jou lewe gaan kos nie. Wees tevrede met wat jy het. Wees dankbaar, want as jy dankbaar is, dan bring dit seëning oor jou lewe. Moenie laat Vader toelaat dat jy nie 'n seën sal wees nie. Dien hom met alles binne in jou. Mense, ek wil klaarmaak. Uit Egipte uit het die volk getrek, nê? Die eerste generasie wat uitgetrek het uit Egipte, daai eerste generasie. Hulle het gekla, hulle het begeerlikhede gehad, hulle was ontevrede, hulle het gemurmureer, hulle het nie vreugde gehad nie, hulle het nie vrede gehad nie. Hulle het nie die beloofde land beerwe nie. Hulle het nie. Inteendeel, almal van hulle het gesterf in die woestyn, behalwe wie? Josua en Caleb. Moses het dit ook nie gemaak nie. Ons kan later oor Moses gesels. Die nuwe generasie wat inbeweeg het saam met Josua in die beloofde land, hulle het Elohim nie bevraagteken nie. Hulle het nie een keer weer daar gesê, ons verlang terug na Egipte toe nie. Ons het hierdie begeerlikhede nie. Ons wil weer dit hê wat die wêreld het nie. Nie een keer nie. Hulle het dit gemaak. Ons probleem vandag is, ons is ontevrede, en ontevredenheid lei tot jaloesie, en dit lei tot dood. Ons spreek dood oor ander mense wat uitstyg. En meeste van ons, en dis ons natuur, en ons moet stop daarmee, die meeste van ons is vergelykend. Hoekom het hulle en ek het nie? Ons sien nie die son skyn oor die ander een nie. Ek sien dit in ons gemeenskap hier waar ek is. Ons sien nie die son oor die ander een skyn nie. Ons kan dit nie verdra as iemand beter doen nie. Ons kan dit nie verdra nie. Nou wil ek vandag kom en ek wil vir jou vra. Gaan ondersoek jou gesindheid. Gaan kyk hoe jy optree. Gaan kyk wat is jou begeerlikhede, en gaan kyk wat jy het. En as dit 'n ontevredenheid by jou skep, wees baie versigtig vir die vloek wat kom van ontevredenheid. Gee God jou beste. Gee hom jou beste, en wees dankbaar vir dit wat hy vir jou gegee het. Mense, jou beste maatstaf is, wanneer iemand iets doen, of iemand 'n keuse maak, omdat daai persoon die vryheid het om 'n keuse te maak. Want jou keuse bepaal
wie is jy? Jou keuse bepaal wie jy aanbid. Dis regtig so. Jou keuse. Hoor gou wat sê Psalm 25 vers 12. Wie tog is die man wat Vader Jahwe die Almagtige vrees? Wie is die man? Wie is die vrou wat Vader Jahwe die Almagtige vrees? Hoe lyk daardie man? Hoe lyk daardie vrou? Hy of sy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Dis 'n keuse. Met ander woorde, Vader Jahwe sal ons die weg wys wat ons moet wandel. Dis sy gebooie. Dis sy instruksies. Dis sy verordeninge. Ek en jy moet daarin wandel, want dit is wat hy van ons verwag. En ons kan nie langer die boom van die kennis van goed en kwaad kies sonder reëls, sonder regulasies nie, sonder selfbeheersing. Ek kan maak en doen wat reg is in my eie oë. Ons kan nie so wandel nie. Ons moet hom lief hê met alles binne in ons, en wanneer ons hom lief het, sal ek hom vrees. En wanneer ek hom vrees, sal ek na sy stem luister. En wanneer ek dit doen, sal ek hom aanhang vir my hele lewe. Dit gee die lewe. Kies vandag asseblief die boom van die lewe. Kies jou erfenis. Wandel in jou erfenis. Eet daarvan. En jou erfenis en my erfenis is opgeteken in Jesaja hoofstuk 11 vers 2. Lees saam met my. En op hom sal die gees van Vader Jahwe die Almagtige rus. Die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis en die gees vir die vrees vir Vader Jahwe, die Almagtige. Halleluja. Halleluja. Hoe lyk jou gesindheid? Hoe lyk jou optrede as jy begeertes het en dit word nie vervul nie? Ek praat nie van behoeftes nie, ek praat van begeertes. Gaan ondersoek jouself in die hand van hierdie woord. En pas op vir die gees van ontevredenheid, want dit bring 'n vloek, en ek het dit sopas met jou behandel. Mense, baie dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dit is my voorreg om jou te kan bedien met die woord, en mense, uiteraard is ek hier om nie mense te behaag nie, ek is hier om Hemelse Vader, Vader Jahwe, die Almagtige te behaag. Hy is die Heilige van Israel. Ek behaag hom, want ek kan eendag voor hom staan. Ek gaan nie voor jou staan nie. Ek gaan nie verslag doen aan jou nie. Ek gaan verslag doen aan hom. Die bloed wat op my hand is, moet ek oorgee vir jou. Jy het hierdie boodskap gehoor. Wat maak jy vandag met hierdie boodskap? Wat maak jy met dit? Hoe gaan jou lewe van hier af vorentoe wees? Want vir elke keuse wat jy gaan maak, gaan daar 'n gevolg wees, gaan daar 'n gevolgtrekking wees, gaan daar 'n resultaat wees. Kom ons dien hom met vrolikheid, met vreugde. Kom ons wees dankbaar vir dit wat ons het. Ek is dankbaar teenoor jou wat ingeskakel is. Ek is dankbaar teenoor Vader se woord. Ek is dankbaar vir die beperkte kennis wat ek nou het, want môre het ek meer kennis, oormôre het ek meer kennis. Ek kan nie alles weet nie, jy weet dalk meer as wat ek weet, dis okay. Leer my asseblief, en ek leer jou, en so leer ons mekaar. Maar ek is dankbaar vir die bietjie wat ek weet. Ek is dankbaar teenoor Vader vir die lering wat hy my gee. Ek is 'n leermeester, my bediening is lering. Ander ouens het 'n gawe van profesie. Ek is nie jaloers nie, wonderlik, 'n gawe van profesie. Net solank jy reg profeteer en jy slaag die toets in terme van Deuteronomium hoofstuk 13. Dis ek happy. Dis ek gelukkig. Ek wil vandag vir jou vra dat as jy enigsins tydens hierdie boodskap gevoel het dat, ek het dit al gesê, dis eintlik in 'n mate wie ek is. Ek doen die Torah en ek is 'n volger van die woord, maar dis nogal my uitgangspunt. Vir dit wat jy daar gesê het vandag in my lewe kom inspreek. Dan wil ek vandag vir jou vra om saam met my te staan. Want ek wil saam met jou bid, asseblief. Ek wil saam met jou bid. En dat ons se Vader vra om ons regtig genadig te wees. En dat ons nie onder die vloek van ontevredenheid sal wandel nie, want ek en jy wil nie so toe gaan nie. Ons wil nie, ons wil wandel in sy weë. Nommer 1, ek het hom lief met alles binne in my. Ek wil na sy stem luister. Met ander woorde, sy instruksies wil ek uitvoer. Ek wil hom aanhang met alles binne in my. Dit is die lewe. En dis wat ek vandag met jou behandel het. So kom ek en jy bid saam. Abba, Hemelse Vader, Skepper God van hemel en aarde, Heilige van Israel,
Ek bid dat U vandag met ons lankmoedig sal wees, geduldig sal wees. En ons wil vandag omkeer. Ons wil teshuva van ons verkeerde weë, van die ontevredenheid. Ons wil terugkeer van ons verkeerde begeertes. Al by hierdie ontevredenheid in ons binneste wat ons vreugde en vrede kom steel, wil ons vandag terugvat. En ek wil die vyand terugstamp. En ek wil my ore sluit vir die stem van die vyand. En ek wil my ore oopmaak en ek breek elke demoniese seël op my ore. En ek salf my ore om te luister vandag na die stem van Vader Jahweh die Almagtige deur sy woord. En met die inspraak van U Ruach, die Heilige Gees. Ek bid dat U met elke man, vrou, seun en dogter sal gaan. Met hulle gesindheid, met hulle menswees, met hulle karakter, met hulle keuses, met hulle liefde vir U woord, dat hulle gehoorsaam sal wees aan U stem, dat hulle U sal aanhang met alles binne in hulle. En Vader, dat U daardeur vir hulle die lewe sal skenk deur U genade en deur die onnaspeurlike liefde. Abba, ek wil elke persoon vandag, elke man, vrou, seun en dogter, wil ek seën vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua, dat ons sal klaar kry met die begeerlikhede van die boom van kennis van goed en kwaad. En dat ons sal wandel in U weë. Gehoorsaam, nougeset, nie links of regs afwyk van U bepalings van U woord nie. Dat ons daarin sal wandel met 'n gees van gehoorsaamheid. Vader, dat ons in geregtigheid sal wandel voor U aangesig. En met liefde en met vreugde en vrolikheid, maar dit wat U in ons voorsien elke dag van ons lewens. Abba, dis my gebed. En dis my roepe vandag vir elke persoon wat ingeskakel is in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, en Shabbat Shalom van my kant. En ek wil jou graag net seën met Numeri hoofstuk 6, vers 24 tot 27. Mag die aangesig van ons hemelse Vader vandag oor jou verhef word en aan jou genadig wees. Mag sy aangesig oor jou skyn en aan jou die vrede kom gee wat hierdie wêreld nie kom gee nie. En alwaar U woord sê dat as ons volk so geseën het, dan sal U kom en U sal hulle kom seën met daardie woorde en dat daardie woorde sal manifesteer in hulle binneste. Dis my gebed en dis my roepe in Yeshua se naam. Halleluja. Mense, baie dankie, Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shabbat Shalom.